Goeiemôre. Jy luister na die 54ste oordenking in die reeks Kopskuif. Ons praat oor dryfkrag 6 vir optimale breinfunksionering, kollektiewe kreatiwiteit. Wanneer laas het jy kinders dopgehou terwyl hulle speel? 4 stoele, 'n kombers en 'n besem, jy het baie goue kasteel, omring deur monsters. Binne minute is daar toegelate gedrag, soos waar iemand mag inkom en nie mag inkom nie. Wie en wat binne die kasteel toegelaat word en nie, asook reëls en taboes van wat mag gebeur en wat nie. Ek hou dikwels my seentjie dop. Hy het 'n hele krat vol diere waarmee hy graag speel. Dan gaan sit hy bo op die stoep se tafel en vandaar gebeur die dinge. Soms sit hy daar vir tot 'n uur lank, met groepe diere wat soms teen mekaar te staan kom. Soms veg hulle, soms is daar oorlog. Hulle moet hindernisse oorkom. Ek wens ek kan sien wat in sy brein aangaan daardie oomblikke. Dit moet fascinerend wees. Die geluide wat hy maak en hoe hy klanke naboots. Dis so inspirerend. Hy speel nie met die diere nie. Hy is tussen hulle. Hy word deel van 'n wêreld wat vir daardie tydjie hom saamneem op 'n reis deur Afrika se heerlikste avonture. Kreatiwiteit is 'n kind op hul natuurlik gelukkigste. Picasso het gesê elke kind is 'n kunstenaar. Die probleem is om 'n kunstenaar te bly soos wat jy groter word. Kreatiwiteit is nie beperk tot kuns alleen nie. Tensy jy kuns beskryf as die breër vermoë van ons almal om kreatiewe oplossings en moontlikhede te vind. Daarin kan ons almal kunstenaars genoem word. Die eerste bekendstelling in die Bybel van wie God is dat God die kunstenaar is. Skepper, creator. Die feit dat God vir ons 'n verbeelding gegee het, dat ons kan sien wat daar nog nie is nie, kan beplan, kan droom, nuut kan word, is sekerlik die grootste gawe van almal. Neurologies sien ons dat die prefrontale korteks waarskynlik die mens se mees unieke eienskap is. En dit is juis waar kreatiwiteit geleë is. Een van die grootste kenners op die gebied van kreatiwiteit was Edward de Bono. Hy het 85 boeke oor kreatiwiteit geskryf wat in 46 tale vertaal is. Hy was die vader van die begrip laterale denke. Terloops, hy was ook vir 'n tyd professor by die Universiteit van Pretoria, vandaar oor die wêreld heen. Hy het die volgende opmerking gemaak: There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same patterns. Einstein het gesê, kreatiwiteit is om te sien wat ander sien, en te dink wat niemand anders al ooit gedink het nie. Terug na kinders se kreatiwiteit en hulle kreatiewe speletjies. Wanneer 'n kind alleen speel, is hulle inderdaad kreatief, maar nie noodwendig op hulle gelukkigste nie. Die oomblik wanneer daar 'n maatjie bykom of meer kinders saam in 'n groep speel, skiet hulle kreatiwiteit die hoogte in. Kollektiewe kreatiwiteit is altyd eksponensieel hoër as individuele kreatiwiteit. Sosiale en emosionele vaardighede word daardeur geslyp en is so noodsaaklik vir wanneer mense as 'n groep saamwerk. Ons behoefte aan kreatiwiteit is altyd wesentlik tot ons bestaan. Maar wanneer ons kreatief saam kan wees, is ons in ons element. In midde van positiewe sosiale interaksie, veral wanneer ons kreatief dink en saam beplan, word positiewe neurologiese aktiwiteit bevorder en lei dit tot optimale breinfunksionering. Dr. Etienne van der Walt verwys daarna as allostasis. Homeostasis sou verwys na die brein en liggaam se behoefte en vermoë om by 'n rigiede, gelukkige toestand te bly. Maar allostasis verwys na die brein se vermoë om optimaal en kreatief te reageer op wat ook al die lewe op my pad mag bring.
Dit is die staat waar my liggaam se neurotransmitters optimaal funksioneer en my immuunstelsel werk soos wat dit moet. Kreatiwiteit is inderdaad die beskrywing van groot mense wat nog kan speel. En wanneer ons dit saam kan doen, is ons klaarblyklik in ons element. Gaan lees gerus in die Bybel hoeveel keer die woord mekaar gebruik word, veral in die briewe van Paulus. Ons het mekaar baie, baie nodig. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons wonderlik geskaap het. Dat ons die kapasiteit het om te kan droom, om te kan beplan. Die vermoë om ons verbeelding te kan gebruik vir 'n mooier en 'n heeler môre. Dankie Here dat U 'n toekoms ontsluit waarin ons kreatiwiteit tot sy volle kapasiteit kan gebruik. Dankie Here dat ons opnuut besef dat dit goed is vir ons om te kan droom, om te kan beplan, om uit te sien na môre. Here, dankie dat ons deel kan wees van gemeenskappe van mense, van waar ons ook al luister, mense wat omgee, wat saam met ons kan droom. Here, ook dit is 'n gawe uit U hand. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n kreatiewe dag vir elkeen.